Hi, baie welkom by vandag se bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is nou by ons 4de kwartaal vir 2025 en die opskrif is geloofslesse uit Joshua se lewe, waar ons gaan kyk na die boek Joshua. Ons is hierdie week by les 1, die geheim tot sukses. Voordat ons na vandag se les toe gaan, wil ek graag net vir elkeen wat 'n bydra maak, baie dankie sê. En hoe julle bydraes maak is wanneer julle hierdie video's kyk en wanneer julle die like knoppie druk en ook die share knoppie. Dit wys dat daar belangstelling is in hierdie video's en dan gaan dit ook aan meer mense gewys en na meer mense toe gestuur word. So baie dankie. Die van julle wat ons finansiëel ondersteun, baie dankie, dit help ons geweldig baie om die kostes te dek. Die van u wat ons graag finansiëel wil ondersteun, kyk in die beskrywing van die video hieronder. U sal daar op die knoppie druk wat sê more en dan sal ons bankbesonderhede ook daar sou wees. Ook skakels na ons webtuiste, ons Facebookblad en ons WhatsApp groep waar hierdie lesse in audio ook daar opgelaai word. Goed, vandag se les, donderdag 2 Oktober, welvarend en suksesvol. Nou wanneer die Bybel praat van voorspoed en sukses, bedoel dit nie altyd groot rykdom of baie besittings of 'n lewe sonder probleme nie. Volgens die Hebreëse woorde wat in Joshua gebruik word, gaan dit oor die idee dat iemand sy taak goed uitvoer, met wysheid optree, die Here se leiding in ag neem. Dit beteken om versigtig te werk, wys te wees en altyd te leef in gehoorsaamheid aan God se woord. Soos die psalmdigter sê in Psalm 1 vers 1, 2 en 3, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Hier sien ons dat die mens wat op die Here vertrou en sy wet oordink, soos 'n boom is wat by water geplant is. Hy floreer, hy dra vrug op die regte tyd en hy verdroog nie. Dit is ware voorspoed. Om in harmonie te leef met God se beginsels en waardes. En nie net om baie besittings te hê, ryk te wees of baie geld te hê nie. En selfs Abraham se diensknegt het dit verstaan, waar hy van Abraham gepraat het, toe Abraham met hom gepraat het, uitgepraat van toe Abraham met hom gepraat het, ekskuus, in Genesis 24 vers 40. Toe sê hy, Abraham, vir my, so sy diensknegt, die Here voor wie ek gewandel het, sal sy engel met jou stuur en jou tog voorspoedig maak. Hy kon glo dat die Here se engel hom sou voorspoedig maak, omdat hy in die pad van gehoorsaamheid gestap het. Juist daarin lê die grootste sukses, om die Vader se plan te voltooi en verlossing vir die mensdom te bring. Joshua 1 beklem dit ook. En dis nou ons gedeelte in Joshua vandag, wat ons gaan lees, Joshua 1 vers 8 en 9. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy sorgvuldig kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy jou weë voorspoedig maak, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en wees volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. So hier sien ons dat sukses lê in die daaglikse oordink van God se woord en die doen daarvan. Die verhouding tussen geloof en die wet is baie sterk, soos Paulus skryf in Romeine 3 vers 31. Stel ons dan die wet buite werking deur die geloof? Nee, stellig nie, inteendeel, ons bevestig die wet. Romeine wys duidelik dat geloof nie die wet op sy skuif nie, maar dit eerder bevestig. In ander woorde, geloof en gehoorsaamheid is nie teenpole nie, maar pas mooi by mekaar. Die wet wys vir ons wat reg en verkeerd is, en bring ons tot die besef dat ons Jesus se geregtigheid nodig het. Genade en wet is dus nie vyande nie, maar vriende. Genade wys vir ons dat ons vergewe word deur Christus. Die wet wys ons behoefte aan Christus. Die Ou Testament se skrywers het selfs vreugde gevind in die wet. Psalm 119, wel die hele Psalm getuig daarvan, vers 70 sê,
Hulle hart is dik soos vet, maar ek het 'n behaag in u wet. Vers 77 sê, laat u barmhartighede oor my kom, dat ek kan lewe, want u wet is my verlustiging. En vers 174, ek verlang na u heil, o Here, en u wet is my verlustiging. Wanneer ons dit reg verstaan, help dit ons om die Here meer lief te kry en om meer te gehoorsaam. So waarom het ons Christus se geregtigheid dan nodig? Want al probeer ons om gehoorsaam te wees, slaag ons nie daarin nie. Ons is mense, ons maak foute, ons struikel, ons sit met 'n sondige natuur. En Paulus herken dit self, Romeine 7 vers 7. Wat sal ons dan sê, is die wet sonde? Nee, stellig nie. Maar ek sou die sonde nie leer ken het nie, behalwe deur die wet. Hy skryf ook in Galasiërs 3 vers 24. So het die wet dan ons tugmeester geword na Christus toe, sodat ons uit die geloof geregverdig kan word. Ons eie pogings is nooit genoeg om volmaak regverdig voor God te staan nie. Daarom het ons die geregtigheid van Christus nodig. Sy volmaakte lewe, sy kruisdood, dek ons tekortkominge en ons sondes. Dit gee ons vrede. Dit maak ons suksesvol in God se oë. Die vraag dan aan die einde van die dag. 'n bietjie hieroor. Wanneer jy dink aan jou eie lewe, ja, jy probeer gehoorsaam wees, maar jy val. Hoe ervaar jy die vrede en sekerheid dat Jesus se geregtigheid jou tekortkominge bedek? Dink hieraan. Ware sukses lê nie in wat jy besit nie, maar in wie jy volg. As jy jou lewe aan die Here toevertrou en sy woord jou riglyn maak, sal jy nie net voorspoedig wees volgens wêreldse standaarde nie, maar jy sal floreer in die dinge wat regtig saak maak, jou verhouding met God en die ewige lewe wat hy beloof. Baie dankie dat julle ouens so getrou saam ons inskakel. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan weet, u genade is vir ons genoeg. Hemelse Vader, ons wil u gehoorsaam, ons wil in u voetspore wandel, en ons weet die vermoë om dit te doen kom slegs uit u hand uit, en hoe nader ons aan u lewe, hoe meer sal u ons in staat stel. Maar wanneer ons struikel, u woord sê, u is getrou om ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En Here, daarvoor loof en prys ons u. Help ons asseblief om verseker te wees van die geregtigheid van Christus, wat ons tekortkominge dek. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel het. Tot volgende keer, God se ryke seën.